As hy dominee, baie welkom is. Kyk dominee, ons het dan nou die Ou Testament se verse afgehandel, die van Sodom en van Levitikus, en dan gaan ons nou na Romeine 1 toe, van die mense is wat sê, jy weet ja, okay, die Ou Testament is nou wettiese goed, dit geld nie meer nie, dan sê hulle ook, nou wat van Romeine 1, is nou die volgende vraag. So, was Paulus besig om die mense van Romeine 1 te oordeel? Om net Romeine 1 op sy eie te lees, kan dit so lyk. Maar Paulus is eintlik met 'n argument besig. En eintlik stel hy vir die gemeente 'n lokval. Want hy wil by hulle uitkom. Hy praat nou oor mense wat nou nie meer, die ouens is nou nie meer deel van daai groep nie. Wat alles ons kan daaroor praat oor die prostitusie, oor die partytjies, oor al die baie goedes, wat er daar gaan en dit oor en weer. Maar hy wil kom by die mense. In vers 2, in die eerste verse, dan sê hy vir hulle, moet hulle nie veroordeel nie. Ja. Want julle het dieselfde gedoen. Julle dieselfde. So dit sal volgens kom sê, hierdie mense was deel van 'n kultuur van daardie tyd. Dit was algemeen, dat al in deel van die kultuur aanvaarbaar daarvoor en het al erger en erger geword tot op 'n punt. Die ergste van al hierdie goed het nou gebeur. Ja. Hierdie gaan nie oor die seksuele deel, dit gaan oor die rebellie teenoor God. Dit gaan oor afgodediens. En dit is die uiteinde daar. Dit is wat op uitloop. En hy wil vir hulle sê, hulle moet saamstem, want sê hulle saam, die goed was verkeerd. Maar ons mag nie oordeel, ons gaan nie oordeel nie. Ja, mens, iemand sou sê, ja, Paulus veroordeel, dan is die argument hieroor, maar ons kan nie veroordeel, ek was al Paulus. Maar as hulle sê Paulus veroordeel nie, dan kan jy van vraag, wat doen jy? Het gaan nie maar net oor stuk 1 en 2 nie. Het gaan oor 'n hele brief. Het gaan oor 'n hele teologie van Paulus met hierdie mense. Soveel so dat by dan by hoofstuk 8 kom, vers 1. Daar is dus nou geen veroordeling vir die dat in Christus Jesus is nie. Ja. So, en dit is die argument. Daar is die oordeel. En want oordeel het nou hierdie swaar ding, en dis die ding wat is in die kerk, en dis die ding wat die meeste onreg is, wat die oukies die meeste wat swaar krijg, is die oordeel van kerk. Want die kerk kom met die instrument om te oordeel, hulle interpretasie van die Bybel, want die Bybel sê so. Dit is ook so, nee? En dan ewerskielik het hier ook nie 'n argument nie. Maar oordeel het eintlik 3 dele. Daar is 'n morele oordeel, dan word jy doen verkeerd. Dit is nie aanvaarbaar nie, wat jou eie moraliteit sê, en dan kom het baie keer maklik by 'n oordeel uit, en 'n afskryf, en 'n een kant toe skuif. Maar dan het hy ook dan 'n godsdienstige oordeel. Dan begin jy die Bybel inbring. En dan begin jy God inbring. En op die ou ene dan maak jy asof God die een is wat oordeel. En as jy mooi gaan dink aan hierdie oordeel, is dit die ergste van alles. Dat mense die gay ouens kan veroordeel en God kan gebruik as die een wat hulle backup. Ja. Hulle doen dit eintlik ter wille van God. Ja. Hulle voel hulle is nou God se spreekbuis, en hulle moet nou die kampvegter wees vir God op aarde. En dan kom 'n klomp dinge en hulle voel hulle moet dit wees, as hulle ontrou. So hulle voel hulle moet kom vir die gay ouens presies sê wat hulle dink God sê. Ja. En dan sê hulle, maar dit is wat God sê, en dit is onreg. Dit is onverantwoordelik, dink ek, om dit te gaan sê. Want dit gaan oor interpretasie, en hoe hy oor God dink. Dan moet hy weer gaan vra, wie is God? Ja. Barmhartig, genadig, lankmoedig, vol liefde en trou. Ja. Nee. Ja. So, pas dit in by daardie ding. As iemand dan kom en sê, Bobby sê dat, dan sê ek maar, dis nie Bobby se karakter nie. Ja. Daar moet 'n rede voor wees, omstandighede, ek graag die afstandighede, dis nie wat ek bedoel het nie. Ons kan nie sê, hierdie is God se woord, maar ons lê 'n woord in sy mond nie. Soos wat ek daaroor dink is, dat mense kyk agter die Bybel weg. Hulle voel ongemaklik daarmee. Dis nie vir hulle nice as 2 mans in 'n mall loop en hande vashou, of 2 vrouens in 'n mall loop nie. So nou gaan hulle na die Bybel toe. Hulle gebruik nou die Bybel om nou te sê, nee, dis verkeerd. Julle
ek voel ongemaklik dat julle ons kerk hande vashou en dat julle nou gelyk is met ons, so ons gebruik nou die Bybel. En dis wat die mense in apartheid ook gebruik het. Hulle het ongemaklik gevoel dat swart mense in die kerk inkom of in hulle spasies inkom en dan het hulle die Bybel gebruik om dit te regverdig. Dat kulture hulle eie ding moet doen en so aan. So dan kruip hulle agter die Bybel. Iemand het gesê, dit klink baie kras, maar so mooi gaan dink, veral die motivering waarom hulle dit doen, hulle moes vir die guy ou sê, want dis egte liefde. Hulle sal nie dit gesê, nie gaan hulle in die hel beland, hulle sal nie hulle bekeer en alles nie. Iemand het een keer gesê, die ergste vorm van haat, die Christelike liefde. Ja, ja. En, Dis erg om daaroor dan weer op hierdie manier, ek dink, ek ja. oordeel, omdat ek jou lief het. Ja. Dit werk nie so nie. En as jy na daai mense se lewe kyk wat dit doen, dan begin jy goeters optel van buiteegtelike verhoudings, egskeiding, al die goeters wat die Bybel ook van praat. Maar nou voel hulle moet nou die gees reghel. Al is dit nie so nie. Al is dit baie opregte, maar hy verstaan dit goed verkeerd. Gaan dit daaroor, niemand het die reg om te oordeel nie. Ja. As Jesus gekom het na die wêreld toe, het was die baie mooi vers van Johannes 3 vers 16, so lief het God die wêreld gehad. Maar vers 17 sê, hy het sy seun in die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld gered kan word. Ja. Daar moet 'n boodskap wees na die redding toe verby oordeel. Ja. So Jesus het as ware nie eers om die luxe toe geëien om mense te kan oordeel. Ja. Hy het niet mense geoordeel wat ander mense geoordeel het. Want die beginsel is daar so, jy sal geoordeel word by die oordeel waarmee jy oordeel. So hy het die fariseërs geoordeel omdat hulle oordeel. Ja. En dit staan in al die evangelies staan daai, dit waarmee jy oordeel sal jy geoordeel word, die maat waarmee jy meet sal jy gemeet word. En dan sê dit ook, haal die balk uit jou eie oog uit, om die splinter in die ander so oog. Maar goed, dan kom die derde manier van oordeel. Is eers nou, is die morele oordeel, godsdienst oordeel, maar dan kulturele oordeel, sosiale oordeel. Dis wat in die gemeenskap weer. Dan oor hierdie goed wat jy sien en vir jou ongemaklik voel. Ja. Die kern daarvan lê vrees. Hierdie onbekende, hierdie andersheid maak my bang. Ja. En dis waar die hele gedagte kom van homofobie. En het hierdie vrees uit dan dat jy kan nie anders wees as ek nie. Ek kan jou nie aanvaar as jy my ongemaklik laat voel nie. Daarom moet ek eintlik uitskyf. Ek gaan nie met jou vriende wees, ek gaan met jou praat nie. En dan loop hierdie nie praat nie, reg deur al die goeders. En die oordeel kom, juist wanneer ek nie eens met iemand praat nie. Ja. Die meeste oordeel, en dan weet ek, kom van mense af wat nie eers 'n gay ou ken nie. Of ten minste 'n verhouding met 'n gay ou het. Ja. Wat nie eers 'n opregte ding het dat om na die ou se storie te luister nie. En dat hy dan op hierdie ding gaan uitkom in die onreg om te aanvaar. Die ou het gekies. Maar as jy 'n storie geluister het, dan weet jy my nie gekies nie. Ja, maar omdat ek hierdie vrees het. Ek vrees dat as ek moet gaan aanvaar, hy het nie gekies nie, dan moet ek my hele teologie van verander, nee. Ja. En ek is te bang daarvoor. Die kerk is te bang daarvoor. Ja. Want dis hoe jy groot geword het, van kleins af tot na waar jy is. En ek het al die argumente was gebou op hulle het gekies. Soos hulle skuld, hulle moet anders kies. Ja. Nee? En dan praat ek nie met hulle eers nie. Ek assosieer nie met hulle nie. Godsdienst, ek kom nie saam met my bid nie. Al die goed, jy kan nie goed, jy moet eerst tot bekering kom. En al goed, een bekering beteken nie so, om mense te aanvaarden, bekering is om op te gay te wees. Maar dan, moet jy verder praten, maar jy besef maar, alles wat al probeer het om te verander, kan nie verander nie. Ja, dit hoor jy in die mense se stories, allemaal se stories. Allemaal se stories. En so, en dis die onreg. Hier sit die oukies, nee, van hulle word met hulle gepraat, nie. Word aan hulle gesê, ek veroordeel jou, want jy het het self gekies, en ek veroordeel jou, jy kan nie tot bekering kom nie. Ja. En dus alles die onreg van die veroordeling en die hele groot storie. So, en die vrees. Ek het al agtergekom ook,
met die besluiten van die synode en die terugkrap van dit alles, dat ons praat van 'n homofobie, 'n vrees. En in ander gesprekke wat collega's en al die goeie predikante en alles gaan oor, ons hoef nie bang te wees nie, is ons kinders, is ons mense, is gelowige kinders, al die gas, het is geen fobie nie, praat met hulle, gesels met hulle, word kry verhouding met hulle, kom agter hoe ongelooflike vriende kan hulle vir jou wees, en met alles, en toe met synode besluite wat weer teruggryp. Toe besef ek, maar as eintlik 'n gesprek deel, nie? Want dit is nie homofobie nie, het gaan nie oor vrees nie. Het gaan oor homohaat. En dit is die ding, wat is die sosiale ding uit. Dit gaan nie net oor bang wees nie. Ja. Het gaan oor ek haat gay wees. En eintlik daarvoor het ek besef, wat vir gesprek is daar nou nog? Wat kom jy nou verder? Ja, daar is geen basis eintlik om te gaan ons praat. Ja. En dit is dan die ironie van die saak, dat die mense liefde veroordeel, maar nie haat nie. Dit is, as die mense mekaar gehaat het en geskiet het en alles, dis baie erger as vir mense vir mekaar liefde wees. Dit is tog die Bybelse hele se beginsel, om vir mekaar lief te wees. Dus jy het 'n interpretasie of die motivering, ek het jou lief, eintlik haat ek jou. Ja. So die ergste van haat is baie keer geen liefde. Die veroordelende liefde is die ergste haat. Ja. En in Johannes 3 vers 16, die mense wat so veroordelend is, interpreteer dan eintlik Johannes 3 vers 16 as God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat alle strydmense wat glo, nie verlore sal gaan nie en die ewige lewe kan beerwe. Hulle verander dan eintlik die Bybel. Want dit is dan nie meer alle mense. Ja. Goed, dus bijvoorbeeld Johannes 1 vers 12, almal wat hom aangeneem het. Jy moet hom glo het hy die reg gegee om kind van God genoem te word. En dit is 'n kerndeel daarvan, almal. Ja. Niemand kan vir enige ou sê wat glo, jy is nie God se kind. Ja. God het jou reg gegee.